Goeiemôre geliefdes, liewe Dawie, Indri, Lindy, hier, Erika. Ons wil graag namens die kerkraad van Kerkenberg gemeente daar in Harrismith ook ons innige simpatie betoon met die wegval van Martie as jarelange getroue lidmaat saam met Dawie en die gesin, en ons glo die Here sal self julle met sy liefde en met sy teenwoordigheid vertroos. Wanneer ons die diens begin, wil ek graag met 'n gebed begin en kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Dierbare Here en Hemelse Vader, ons Verlosser Jesus Christus, ons Trooster, die Heilige Gees, ons roep die naam aan by 'n geleentheid soos hierdie, by Martie se roudiens of troostdiens, waar ons ook op 'n laaste wyse wil eer betoon en afskeid neem, wil ons vra Here dat dit tog sal plaasvind tot U eer en verheerliking. U wat, soos Job sê, gegee het en geneem het, U wat die dae van ons lewe bepaal, van begin tot einde, aan U al die eer, ook by die herdenking van haar lewe, wat ten einde gekom het, wat ons sou kon reken as 'n lang lewe, en 'n mooi lewe, as ons kyk na alles wat uit haar lewe uit voortgesprei het, die kinders, die liefde, die voorbeeld, die feit dat sy naby aan U geleef het, dat sy ook, soos ons iewers lees in die blaadjie, ook verander in die opsig 'n voorbeeld was, aan wie vir haar familie, haar gesin waar sy gekom het, elke stukkie invloed wat sy gehad het in haar lewe waar sy overal gewerk het en gewoon het en met wie sy te doen gekry het. Dankie Here vir die mooi getuienis van 'n Christelike lewe, getuienis van iemand wat Jesus se liefde uitgestraal het. Ons bid dan Here dat die vrugte wat nou volg, dat U dit sal seën en dat dit vir almal tot troos sal wees, die verkondiging van die woord, die saam sing, die saam aanbid, en dan ook die herinneringe, die bedankings, die huldeblyk, die saamkuier agterna deur familie wat mekaar laas gesien het. So bid ons Here, seën vir ons met alles wat vandag hier gebeur. Dit bid ons nie uit verdienste nie, maar uit die groot en wonderlike genade in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Liewe familie en vriende, kom ons sing nou die lied op die blaadjie 602, 3 van die versies. Ons dink by geleentheid soos hierdie onnodig aan die weersiens, die Here se wederkoms, waaroor 602 gaan, ek sien 'n nuwe hemel kom en aarde nie te vry. En dan die 3de en die 4de vers, kom ons sing dit terwyl ons staan en dan neem ons weer aan ons sit.
21 was Martie ook 'n besondere psalm, een van baie, maar ook vooral Psalm 121. En so het ons besluit om Psalm 121 te gebruik vir die skriflesing en die oordeenking of die preek. En daarom wil ek dit lees. Ons het ook besluit om in die 53 vertaling te lees. En dit klink soos volg: 'n bedevaartslied op pad. Slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedag nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar van elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Liewe Dawie, kinders, familie, dan moet ek ook spesiaal vermeld, Martie se broer en suster wat hier is, Sampie en Annie, wat 'n voorreg dat julle ook op hier kan wees, en Dawie se broer ook hier is, en ander familie en vriende. Wanneer ons na hierdie psalm kyk, Psalm 121, dan hoor ons dit is 'n pelgrimslied, of 'n bedevaartslied, of 'n lied wanneer jy op pad is. Dis 'n lied wat die Jode gesing het terwyl hulle op reis was. En ons weet nou, as mens op reis is, dan dra jy groter risiko's as wanneer jy in jou huis is. Risiko's wat daarmee verband hou dat jy buite op reis is op die pad. Daardie tyd, maar ook in vandag se tyd. Dit nou aan 'n ander beeld wat gebruik word deur die sanger Joe Black van skepe, waar hy sê die skepe beantwoord nie aan hulle doel as hulle in die hawe bly. Hulle moet uitgaan op die oseaan. Dan doen die skepe sy werk deur iets te vervoer. Maar as jy veilig in die hawe bly, dan het jy nog nie eintlik regtig iets gedoen nie. So moet ons ook op reis gaan in ons lewens. As ons in ons huise bly, dan kom ons nooit uit by familie en vriende om te kuier en om plekke te sien, dinge te doen nie. Maar dit gaan gepaard met risiko's. Daarom het die mense van die Ou Testament en tot vandag toe Psalm 121 gesing as 'n bedevaartslied. Bedevaart beteken maar op reis. Ons dink aan Josef en Maria. Hulle moes ook op reis gaan. Josef en Maria is opgekom deur keiser Augustus, soos al die ander, om hulle te laat inskryf by hulle geboorteplekke. En so moes hulle na Bethlehem in Judea reis, op 'n donkie. Maria word swanger. Daar het hy geboorte gegee aan, sy geboorte gegee aan die Here Jesus in Bethlehem in die stal en hom in die krib neergelê. Om te reis is deel van ons lewe. Dink aan die tyd toe ons cowboy flieks gekyk het. Dan kyk jy, dan sien jy die mense is iewers op 'n wa of op 'n perd of op 'n koets, iewers op pad heen. En dan kom hulle by 'n plek wat ons sien bergagtig is, 'n engte is. En dan sien ons, dis die gevaarlike plekke, dis die plekke waar mense beroof kan word. En waar die noutes is. En dis waarskynlik waarom die psalmskrywer sê, ek kyk op na die berge, waar vandaan sal vir my hulp kom, want hy is ook
kom ook tot die besef dat hy in die bergagtige dele, in die engtes, op 'n gevaarlike plek beweeg, waar 'n mens aangeval kan word. Dan sê die psalmskrywer, my hulp kom van die Here af, die Here wat hemel en aarde gemaak het. En soos die psalm verder sê, hy praat van die Here as God as ons bewaarder. Nou is 'n hele paar eienskappe wat hy opnoem, wat deel is van God as bewaarder. Laat die mens se voet nie wankel nie, laat mens dink daaraan Habakuk 3 vers 19, waar die profeet ook sê, hy laat my soos 'n rib op hoë plekke loop. Daar is 'n ander gedeelte waar hulle sê, hy sluimer of slaap nie. Die Here is altyd waaksaam, terwyl ek en u ook van tyd tot tyd elke 24 uur moet slaap kan kry. Die Here is altyd waaksaam en wakker. Hy is soos 'n skaduwee aan my regterkant. Hy verlaat my nooit, net soos my skaduwee my nooit verlaat nie. Hy sal my nooit begewe of verlaat. Die mense was bewus van die son wat jou kan skade aandoen, as jy blootgestel is aan die sonstrale. Maar die psalmskrywer sê, die Here sal nie toelaat dat die son jou brand nie. Daar was daardie tyd die geloof dat die maan kan jou onheil aandoen. En dat die maan symbool was van allerlei dinge wat jou kan tref in die nag. En toch sê die psalmskrywer, die Here bewaar my van alle onheil. En jou siel sal hy bewaar, sê hy, van alles wat ons in die geesteswêreld kan kwel. Jou ingang en jou uitgang bewaar hy, beteken alles waarmee 'n mens te doen het op hierdie aarde, van begin tot einde, tot in ewigheid, bewaar hy ons as mense. So hierdie pelgrimslied geld ook vir een my wat self eintlik maar ons lewe lank pelgrims is. Ons het 'n hemelse bestemming, ons beweeg deur hierdie aarde of hierdie wêreld en ons is op reis na ons ewige bestemming. Ons lewe verloop min of meer so, ons word gebore, ons word groot, ons trou, ons kry kinders, maak ons kinders groot, ons word oud en ons kom te sterwe. So lyk ons lewensreis op aarde. En dan gaan ons oor na die ewigheid, die ewige lewe. Dikwels is hierdie pad wat ons reis op aarde nie altyd voorspoed nie. Daar is ook tye van weerstand. Daar is die maklike tye, maar daar is die swaar tye. Daar is die tye van voorspoed van onweerspoed. Daar is die tye van gevare en risiko's wat ons op ons lewe teekom. Daar is tye van beproewing. Soos die Halleluja ook sê, Halleluja lied, dat die Here lei ons soms deur beproewing, maar ons gaan net om tot die eind. So die lewe is vir die gelowige nie 'n verskrikking nie. Al is daar nie altyd maklike tye nie. Dit is nie 'n verskrikking nie. Ons lewe met 'n geloofsvertroue. Ons lewe met die woorde, waar sal my hulp vandaan kom? Kyk ons op na die Here en ons sê, my hulp is van die Here. In tye van angs, in tye van vrees, in tye van hartseer, in tye van gevaar. En nou weet ons, Mark het vasgehou aan hierdie psalm. Selfs soveel so dat sy die psalm vir 'n vriendin gestuur het om haar te bemoedig onlangs. En ek het so 'n weergawe daarvan by Erika gekry
wat ek nou kortliks na wil verwys. Maar ek wil net sê, hieruit en uit alles wat Martie gedoen het, weet ons dat sy geredde kind van die Here was, 'n gelowige, een wat nou by Jesus is, en daar oortuig van ons nie, sê ek maar net met Dawie hoor hoe lang haar gebedslys was elke dag, sê ek maar net hoor hoeveel sy vir almal beteken het, haar kinders, haar vriende, vriendinne, dan besef ons dat daar nie twyfel is oor haar getuienis en haar lewe. En so stuur sy hierdie weergawe van Psalm 121 van 'n vriendin, wat so 'n bietjie van 'n ander interpretasie het. Die weergawe wil sê, die berge waarna verwys word, is eintlik hindernisse of struikelblokke in ons lewens. En dit hou ons uit mekaar uit, dit hou ons weg van God af. En ons moet om die berge kom, ons moet aan die kant die berge kom, ons moet by die Here kom, ons moet by mekaar uitkom, sê die stukkie. En daar word die Here se hulp ingeroep om te sê, help ons om mekaar in hierdie lewe te vind, om die berge te verwyder. Waarna verwys word is misverstande miskien tussen mense in huwelik of wat ook al, verlange, wegwees van mekaar af, bang wees, wat ook al, alleen wees, dan dat ons die Here vra om ons ook in hierdie opsig buite staan om ons te help, hierdie hindernisse weg te neem. Ons weet ook Jesus is die groot verlosser wat die sonde weggeneem het, sodat daar versoening tussen mense en God kan kom. Jy kan ook sê, hy het die grootste berg weggeneem tussen mense en God, sodat ons by God kan uitkom. Dan sê daar die stukkie ook vir dat die Here kom, sit hier langs my. Dit my laat dink, ons het onlangs in 'n preek verwys na Randall Wickham, die sanger, wat 'n serie vrygestel het oor die Griekwa liedere, Griekwa psalms en so aan. En een van hulle, of daai serie se naam is hier Neffens my, waar die Here langs is eintlik 'n Kalahari tema, maar die Here langs op die hoogste duik kom sit. En dan sing hy, gee my voete van 'n gemsbok, die Kalahari lê nou oop. Weer die gedagte van die ribbok en Habakuk. Die Here is by my, hy sit hier langs my, hy stap die lewe saam met my, hy loop die pad waar ek ook al reis. En dan eindig daar die stukkie met, my hulp is van die Here, wat my oppas elke dag, en dis genoeg. Die woorde dis genoeg het my laat dink aan Paulus. Paulus vra vir die Here op 'n punt, met die doring in die vlees gehad, en hy vra vir die Here, kan nie tog asseblief nie hierdie doring verwyder nie. En dan kry hy die antwoord by die Here wat sê, my genade is vir jou genoeg. En dit is so, as ons in die Here glo, ons vertroue in die Here stel, dan is sy genade vir ons genoeg. Ongeag wat ons in die lewe moet teekom, wat ons in die lewe moet verduur, wat ons moet verwerk, ook die dood van 'n geliefde, ook die omstandighede waarom ons hy oorlede is. Die Here se genade is genoeg vir alles, ook vir haar, ook die wyse waarop ons glo sy verhuis van hierdie lewe na die ewige lewe. Die Here het ook gesorg dat dit wegloop. Kan miskien maar net doen, ons almal was maar beangs oor, hoe gaan hierdie situasie om uitspeel? Hoe lang gaan dit hier? Dit kan weke, maande, jare wees. Maar dit is eintlik die Here wat oorgeneem het en gesê, ek besluit te maak. En vir ons as mense was dit gelukkig nie te maak. Sy genade is vir ons genoeg. Daarom kan ons afsluit deur te sê, dat ons saam met Martie en saam met die psalmskrywer, Psalm 121, ons eie kan maak en sê, elke keer wanneer ons in die engtes kom, wanneer ons benoud raak, wanneer ons bang is vir gevare en die risiko's van die lewe, wat ons
reis op ons pad kom, dan kan ons elke keer opkyk na die berge en sê, waar sal my dit vandaan kom? En dan sê die Here, ek sal jou hulp wees. So sê die psalmskrywer, my hulp kom van die Here af, die wat hemel en aarde gemaak het, die bewaarder van Israel, sluimer en slaap nie, nou en vir altyd. Amen. Dierbare Here en Hemelse Vader, wanneer ons die troos uit die woord ontvang, soos die psalmskrywer van ons, en Martie en almal intussen, almal wat in U en in die woord glo, en sê ons maar net dankie, dat U genade vir ons genoeg is. Sê ons maar net dankie dat U ons lewens gaan bepaal, U sien vooruit, U weet hoe lang U vir elkeen van ons gegee het hier op aarde, U ken die toekoms. En U het ons oneindig lief. Daarom kan ons met vertroue in U glo en ons hand in U hand plaas om ons te lei deur die lewe, deur hierdie pad wat elkeen van ons ontstap na ons ewige bestemming. Dankie dat ons by hierdie geleentheid weer herinner kan word aan die trou en die beloftes en die feit dat U die plan gemaak het om ons redding te bewerkstellig deur Jesus Christus, ons Here, wat vir ons in die kruis gesterf het en wat vir ons red van ons sondes en van ons verlore toestand. Dankie dat ons net hierna ook daarvan weer kan sing. En lied nommer 510, genade, onbeskryflik groot. Ons wil dit bid, Here, net verdienste nie, maar met 'n groot en wonderlike genade, waarvan ons dit so pas weer gehoor het. In Jesus naam. Amen. So liefdes, kom ons sing nou daardie 510 genade onbeskryflik groot. En dis die tweede lied op die blaadjie. En staan weer en ons weer ons sitplekke in vir die woorde van ons sprekers.
stel nou vir Marties die dogters Nel en Erika voor. Wanneer iemand vir jou lief was, 'n herinnering word, dan word dit jou kosbaarste herinnering. Ek sal al ons skrywertjies en die smit altyd koester en gaan jou stem en boodskapies baie mis, jou vriendin Liefie. Martie was 18 jaar lang my buurvrou en beste vriendin. Sy was altyd daar as ek haar nodig gehad het. 'n Vriendin op wie ek kon staat maak, want ons mekaar nie kon sien nie en ons lank oor die vriend gesels. Sy was ontsettend lief vir haar familie en altyd vir my foto's van klein diere gewys. Sy was so trots op hom. Ek gaan haar vreeslik mis, maar ek weet sy is nou gesond en gelukkig by Jesus. Jou self my vriendin, baie liefde Monica. Ek en Martie leer ken as 'n jong bruid nadat sy in daarmee vrede toegetrek het as pas getroud is. In hulle huis het ek soveel liefde en vriendskap ervaar. Sy was 'n dierbare en toegewyde mens wat daardie die kinders se belange eers gestel het. Martie was baie betrokke by haar familie. Veral haar ma wat ek die voorreg gehad het om te ontmoet. Sy het baie vir my beteken en ons vriendskap het ek baie hoog op prys gestel. Ek het baie waardevolle ure gehad waar ek saam met haar 'n koppie tee gedrink het. Ek en Liefes het 2 keer saam met Martie na die vakansie gaan hou by die Turenparkplaas. Toe die twee oudste nog klein was. Sy was 'n besonderse mens wat ek gaan mis, Janet. Liefste Martie, ek gaan nie kopaai sê nie. Die Here het gekom en hy het gesê, hier is ek. Ek wil haar in die arms plaas, Here. En saam met u haar stroom af te laat ry. Dat daar gaan by waters waar is, waar u is, wat vrede is. Maar u is al vir ewig 'n leefplek in my hart te hê, dit dan. Martie was 'n besonderse hartsmens. Sy was ontsettend lief vir haar gesin en was iemand met min woorde, maar was iemand met 'n ruim hart. Sy het nie wrokke gekoester nie, nie maklik vergewe, en jou sommer teen haar bors vasgehou en toegevou met haar liefdevolle arms. Sy was 'n hartsvriendin en kon lekker gesels, veral wanneer sy met haar kinders en kleins gesels het. Sy het altyd uitgereik na haar vriendinne se welstand. Sy was lief om resepte te deel en te bak. Ek was jarelang vriendin van Martie en was sedert skooldae saam met haar hoërskool geken. Sy was ook vir jare my buurvrou op bed, omdat my kinders altyd hartlik in haar huis verwelkom. En sy is haar eie gekoester. Martie, ek gaan jou boodskapies mis en jou stem met daai lag waarin. Tot ons weer ontmoet. Dit is sag by Jesus se voete. Rihanna. Martie, vandag steek ek 'n kers. Ek sê dat jy 'n kersie aan. Wat 'n voorreg om jou te kon ken, vriendin. Dit plat is leer, maar die herinneringe is daar. Jy was 'n omgee mens. Soos die Bybel jou naam vertel, 'n lady. Dit was jy. Gelowig, liefdevol, goedhartig, vriendelik, vroulik, 'n staatmaker, 'n wonderlike egteman. Jy het altyd die beste uit ander gehaal. Dankie vir jou liefde, jy was spesiaal. Dankie vir jou voetspore in my lewe. Dawie en kinders, ek bid vir julle seën van Filippense 4:7. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou. Ek sluit af met die woorde van Samuel Oman. Years wrinkles for skin, but to give up and for years enthusiasm wrinkles for soul. Mag elkeen van julle wat vandag hier is, nooit die enthousiasme verloor nie. Martie nooit nie. Liefde, Erika Boeter. Ja. As ek aan Martie dink ek aan 'n pad uitgepak met kleurvolle klippies. Rooi is vir liefdes, dit sy altyd gegee. Geel is vir vreugde wat sy gebring het. Blou is vir geluk wat sy graag gedeel het en groen is vir die moed wat sy altyd gehad het. Met dankbaarheid in my hart het ek die voorreg gehad om saam met haar die pad te kan stap. Vandag sê ek totsiens aan 'n goeie vriendin en dankie vir die kleurvolle pad wat sy vir ons agtergelaat het. Om verder te stap, tot ons mekaar weer sien. Marina. Baie dankie.
Sy het bietjie, ek dink vriendinne vervader soos die klippies. Martie was 'n kosbare vriendin, en stil, standvastige vrou. Dankie vir jou vriendskap, herinneringe wat aan ons deel. Dankie vir jou voetspore in die lewe. Rus sag, Antie. Martie, my spesiale vriendin, dit is moeilik om te glo dat jy nie uniek is nie. Jy het lig in ons lewens gebring. Jy het sagte woorde en ons seker te lag. Jy het die vermoë gehad om my spesiaal te laat voel. En die seker meer as 40 jaar van vriendskap het ons gebak, naaldryk gedoen, kussings borduur en wat nog alles. Jy was altyd daar met raad, troos en tye, waar ons saam stil kon wees, was vir my genoeg. Dit is skaars en kosbaar. Ek dra jou in my hart en daarmee saam die liefde wat jy agtergelaat het. Dankie vir wie jy was, so spesiale vriendin. Ek gaan jou baie mis. Betsy. Martie, jy sal nooit weet met jou groot leemte jy agterlaat nie. Jy het die dierbare, altyd vriendelike vriendin saam met wie ons 'n lang pad geloop het. Altyd geluister, probeer raad gee as die probleme groot lyk. En jy was altyd bereid om 'n ekstra myl te loop vir die mense wat jy baie lief was. Jou geloof was vir ons almal groot voorbeeld om na te volg. Ons gaan jou baie mis en glo dat jy nou sonder pyn met 'n sagte glimlag nou oor by Jesus Christus is. Hier was hy. My liewe vriendin, veel te gou het jou lewe tot 'n einde gekom. Ons het al 'n lang pad saamgestap, ons het vriende geword in 1970, toe ons groenstand sessies was in Hoërskoolstanderdam. Ek en jy, Antie, ons was nie stil is en so doen het ons by mekaar geskaal. Nie een van ons was eintlik sportief nie, en ek onthou ons sportperiode ringtennis gespeel het en tussen dik stukke gepraat het. Ek het nog foto's van ons laaste skooldag, waar ons boemelaars aangetrek het. Ons het die pret geniet, maar eintlik nie van snaaks aantrek gehou nie. Na skool is ek universiteit en jy Pretoria toe om te gaan studeer. Vakansietye het mekaar opgesoek en lekker saamgekuier. Jy het in die dorp poseer en by Coca-Cola gewerk. Ek is getroud en jy ook. Al die jare het ons kontak gebly. Al was ons ver en ons dadelik weer lekker opvang as ons mekaar gister laas gesien het. Jy was altyd dieselfde en ons waardes was baie dieselfde en ek dink dit was hoekom ons mekaar so goed verstaan. Ek het altyd gesien dat jy ideale gesin was. Dat julle kinders mooi groot gemaak het en was geoefen in die Christelike opvoeding wat julle ontvang het. Jy was 'n vrou en 'n moeder tuis. Jy het baie met jou gesondheid gesukkel, maar tog het jy nie gekla nie. Toe ek Sondag met jou verjaarsdag met jou gepraat het jy so vrolik en gelukkig geklink. Nooit sou ek kon dink, dit is ons laaste gesprek ooit nie. Jy laat 'n lewe in almal se lewe wat jy geken het, en elkeen van jou ook op 'n besondere manier mis. Ek wil dankie sê aan Dawie en die kinders wat altyd so mooi op die hande gedra het, omdat jy vir hulle so baie spesiaal was. Jou klein seun gaan jou ook mis, want ouma was geweldig trots op ons. En altyd geskop met al die hierdie foto's wat op WhatsApp geplaas was. Jy het die wedloop op die aarde voltooi. Ek glo jy het nou 'n gesonde liggaam aan die ander kant. Jy sag my van vriendin, liefde Renai. Daardie kinders en geliefdes, mag die tyd vir julle ook besonder so dankbare tyd wees. Martie was 'n goeie vrou, ma en die ouma soos ek haar onthou. Ek en sy het net van mekaar altyd ondersteun, so tussen ons eie kleintjies deur. Martie moes gereeld bel om te sê dat my drie kinders nog klein was, voor ons huis se dak sit. Johan die klein man het hulle dan gaan afval. Ek onthou die dag wat sy kon vertel het dat sy swanger is in Amerika. Vrolikheid te demonstreer. Die vrou kom help asseblief. Ek is seer, was net nadat sy 'n klein babatjie weer die kar huis gekom het. Martie het ons wafels en vlaassaus op die straat gestuur na ons toe, mooi gebaar, sagte hand. Dit was Martie, wat my in ons tuin onder die groot doringboom kom verwelkom het, toe ons in Grimsbokstraat in Bethel ingetrek het. Sy het mooi hare gehad. Henry, ek kom by jou vliegtuigkamer, jou ma het alles vir jou mooi gemaak. O ja, en al jou speelgoed ook. En nou was die stillerig met haar effense krullige haartjies. Lady, ons lid Matthies het gereeld op die straat gedra na julle toe, stout dit gewees. Die mooie herinnering wat julle ook met ons huis sal my altyd bly. Nadat ons wegtrek en nou nie toe, julle na die Smit het Martin en ek steeds kontak hou in middel van oproepe en later WhatsApps en Facebook.
Maar dit nou finaal verhuis in die aarde, maar bly vir ewig in ons harte. Ek dink dit is die beste verhuisingsopsie in die hele wye wêreld. Ek glo dat jy haar dood nie as hartseer en vol pyn sal beleef nie, maar ook dankbaar sal bly wees dat sy veilig in ons Vader se arms en tuis is. Baie sterk vir julle elkeen, ek stuur drukkies. Drink asseblief 'n koppie tee saam en klink op my en Martie se goeie buurvrou herinnering. Onthou die tee so klein dat jy op die stoof te laat bid. Liefde groete, dankie. Martie was 'n dierbare mens, so sag, rustig, blymoedig, dankbaar en altyd met dit humor. Met haar sagte, streelende stem, sy het bemoedig, sy het 'n stukkie van Jesus by jou agtergelaat. Sy is altyd so moedig en spyt van soveel gesondheid uitdagings in haar lewe. Sy het die lewe aangegryp op 'n voorbeeld van ons almal. Ek sluit af met die woorde uit die tyd, uitdraas van 'n kosbare stukkie wat sy vir my aangestuur het met die woorde: ek het dit gelees, dit is so mooi, ons gebed van Psalm 121. Ek kyk op na die berge in die lewe sonder self vir my in hom. Wie gaan my hand vat en my help om hierdie kompas te kry, Here? Mense kan die berge wegdra nie, al wil ook. Mense kan nie die berg van verlangs wat so swaar mense nie wegvat nie, verlang na geliefde wat weg is. Dit is hy wat terugstel op sy pad, om my te kom soek as ek agter die berg wegdraf. Dis hy wat stil langs my kom sit en na my hart luister, my woorde nie meer kan praat as ek my woorde nie meer kan praat nie. Dis hy wat elke dag vir my die genade langs my neersit. Genade net genoeg vir elke dag se klim. Dit is hy wat my hand vat en ophou en tree vir tree saam met my klim. Hy dra my wanneer my voete gly. Hy laat my rus wanneer ek moeg is. Ek kyk op na die berge. Wie gaan my aan verbypad te kry? My hulp is van die Here wat my oppas. Elke dag en dis genoeg. Mag julle elkeen die woorde met julle saampraat. Liefde Wilma. Was die een van die vriendinne. My vriendin Martie, in die 1989 het ons van Wijkse baie met die van die Prinslose gekruis. Die echte gesinnetjies kan spurgend ons in die Willeerstraat en Harrisson ingetrek. Die 3 kinders was nog baie jong. Ons 2 manne kon so lekker oor gemeenskaplike belangstellings gesels. Ure lang kon ons oor en weer kyk. Ek het daar 'n aanneem gevind met Martie se rustige aard en met die tyd het 'n regte vriendskap ontwikkel dat nie later weer ons skuif Kaapstad met verneek is nie. Nou, op 69, het haar stem stil geword. Haar belangstelling in die van Wijkse doen en late sal daar nie meer wees nie. Maar haar kwaliteite en besonderse menswees sal my altyd bybly. Martie was 'n vriendin met wie ek spreekwoordelik hardop kon dink. Sy het geluister, sy was 'n juweel van 'n geesgenoot vir my. Wat spesiaal was dat ons in Van Rooyenhuise opgegroei het. Daar jy en die kinders was haar alles. Sy het geblom as almal saam was. Die groot familiekeiers was eislike lekkertes. Klein Jeje, jy sal beslis almal Martie se drukkies liefde mis. Martie se geloof het vas en seker gestaan. Ten spyte van beproewinge wat deur sy moes gaan. Gelouter is sy daardeur. Nooit het ek 'n woord van verwyte van mond gehoor nie. Saam met die Prinslose en van Rooyen families glo ek wat in Johannes 11:25 opgeteken staan. Wie in my glo sal lewe al sterwe uitdruk. Sterkte Dawie, Henry, Melanie, die Renau, Erik en Johan. Die gelus is onbeskryflik, maar neem uit Martie se lewe wat mooi en besonderheidswaardig en goed is. En skooi julle lewenspaaie daarop. Rustig, liewe vriende, Marita. So nou ek noem papa se brief. Dankie my liewe Mart, vir al jou onvoorwaardelike liefde van die dag wat ek jou ontmoet het by Andrea. Toe Kobus my so toegevat het. Kobus het Blanca wat is my altyd vertel van sy magie. Die res is geskiedenis. Dankie aan die Van Rooyen familie, dat julle my as een van julle aanvra het, veral ma Martie, dat my ma geword het om my eie ma 85 oorlede is. Mart,
Dankie dat jy ons kinders groot gemaak het en besluit om op te werk sodat jy by die huis wil wees en daagliks na hom te sien en ons so mooi opgevoed het, terwyl ek ons hond met my werk. Dankie dat jy geduld gehad het met my maatskaplike arbeid en verstaan het. Skus dat ek altyd so vinnig geleer het. Dankie vir al die kere wat ek in die huis godsdienst saam kon hou, veral wanneer jy nie kon slaap nie. Ek sal my nie kan indink wie almal op jou lang gebedsreis was nie, want jy het stilte langs my gesit het en met jou hemelse Vader gepraat het nie. Na jou rugberoos het jy vooraf gehad om jou te afdruk. Jy het altyd gesê my moord is met jou tone afdruk en jy het nog die mooiste vel gehad. Jammer dat ek soms ongeduldig was wanneer jy nie kon slaap as gevolg van pyn. Dankie dat ek die laaste week die ewige lewe in jou kon sien, terwyl jou gees jou liggaam verlaat het. Jy was op pad na Jesus Christus, wat ons elkeen 'n ewige plek in die hemel voorberei het. Ek het dit beleef toe maandagoggend, waar jy jou aardse tent vir hom afgebreek het, soos in 2 Korintiërs 5, vers 1-3. Tot weerziens, my liewe maat. Graag wil ek die volgende mense bedank. Ons huisdokter, Johan Veit en sy vrou Linabi, ontvangstalings, Evelyn Nel en Jeremy Kompion vir al hulle liefde, versorging, beraad, omgee en ondersteuning. Dankie aan Dr. Jacob Kutsie vir alles binne sy vermoë vir mamma gedoen het. Baie dankie aan al die ICU-persone wat hierdie kliniekprogram het. Julle is besonderse mense wat ons ondersteun het en baie mooi na mamma gekyk het. Dankie vir die Henry vir die pragtige diens en dat hulle hierheen gekom het en dit vir ons te lei. Dankie ook vir Annelien vir al die ondersteuning. Baie dankie aan Annelien Geier vir die gebruik van die kerk en saal, Marius Kutsie vir die klank, Mariana Mooi vir die begeleiding met die orgel, Koster Rita van die Merwe, Rina Wessels, Rita Kruse en Denise Bergema vir al die hulp. Baie dankie aan die Lof en die Jong vir die livestream. Baie dankie aan Liz van die Happy Flowers. Baie dankie aan Johan en sy ouers vir die pragtige ryder in die portaal. Baie dankie aan die Liz vir die vrou gastvryheid, liefde en ondersteuning, dat sy daagliks by mamma aangetrek het, veral op die dag wat ons nie kon nie. Baie dankie aan Marlene, aan Nina en Annelien vir alles wat julle gedoen het. Dankie as dit 'n klein woordjie. Dankie aan die Wilma vir die mooi woorde en bedankings. Heer, dankie dat jou ouma wat die enigste, liefste, kleinste grootste soos die seentjie is. Dankie vir al jou dingetjies wat jy so baie vir ouma gegee het. Ouma is baie lief vir jou, vir altyd. Dankie Oud, en Jolie en Erika vir alles wat julle die afgelope tyd gedoen het. Jy het al so mooi gereël, veral vir my ook op die nevenwerk. Papa, dankie dat papa so lief is vir mamma. Julle liefde vir mekaar kon ons so duidelik sien. Op die manier hoe papa na mamma sou kyk, of vooral oor mamma sou noem. Julle was en sal altyd 'n voorbeeld bly vir ons. Dankie dat papa niks ontsien het om dinge vir mamma makliker te maak. Dis lei die tone af die ooglik. En dat papa tot die uiteinde van die wêreld sal gaan vir mamma. Ons is baie lief vir papa. Maar, dankie dat ma altyd, dankie ma, altyd as ek sê, sy speel als gelos het en met my gespeel het. Dankie dat ma nooit te besig was om na my te luister of raad te gee. Dankie vir almal se liefde. Ek is baie lief vir ma en ek gaan maar baie mis. Sien maar eendag weer, Henry. Dankie dat moeder Henry so mooi groot gemaak het, dat hy so liefdevolle, godvreesende man en papa is. Dankie dat ek moeder Petronel en Erika kon deel. Dankie dat ek altyd met moeder oor enigiets kon gesels, vir altyd maak dinge. Dankie vir al moeder se drukkies en liefde wat ek oor 21 jaar by moeder gekry het. Dit is sag, lief moeder, Jolie. Mami. Dankie vir al mami se liefde en geduld met my vreemde klere, idees en rooi klere. Ek gaan dit mis met mami te praat oor klere maak en my nuutste party op vreemde stokperdjies. Ek gaan mis om mami te bel en oor dingetjies en daadjies te praat. Maar as een van die min wat na my babbelbek kom luister. Mami het 'n ewige plek in my hart en ek gaan ons elke dag mis. Mami het nie een droom weg, soos die liedjie van die ewige dade sê, whenever I want you, all I have to do is dream. Lief mami altyd Erika. Mama, dankie dat ek as 'n klein babatjie het mamma se bors kon slaap, sodat mamma kon hoor as ek sou ophou asemhaal.
Dankie dat mamma my onverwaarlik lief gehad het. Met al my baie in my nuwe kamer. Dankie dat ek al my hartsgeheime met mamma kon deel. Mamma het al my drome en my vrese gegee. Mamma het my so baie dinge geleer. Het was nog so baie wat ek en mamma wou doen. Ek dank die Here dat ek bevoorreg was om vir 38 jaar altyd vir mamma te kon wees. Ek genooi die dis by Jesus se voete sonder enige moegheid en pyn. Ek was mamma plaas so baie. Ek wil er ook baie voor jou papa te kyk. Lief vir mamma baie. Ek graag vra dat aan die mamma ken, wat woordjies kan sê asseblief, mamma se vriendin. Sigtige liefde en opoffering deur alle jare. Dit was altyd daar om na om te sien en by te staan en in 'n moeilike tye as 'n goeie vriendin haar emosioneel ondersteun. As ouders beteken my so baie vir Henry en Veronica en altyd iemand om na op te kyk. En dan wil papa vir jou baie spesiaal dankie sê vir al die ondersteuning my Sofie. Met mamma se hospitalisasie maar al die mamma se deurgang en daarna en dan nog steeds. Jy het ongelooflik baie beteken. Jy is 'n ware steunpilaar my Sofie, 'n baie geliefde dogter en ousus. Baie dankie vir julle wat die woord gevoer het. Ons gaan nou die begrafnisformulier voorhou. Die geloofsbelijdenis van net voor dit, namens die familie, hierdie begrafnisbrief. Dis met groot hartseer, maar met baie dankbaarheid en liefde dat ons afskeid neem van ons geliefde lewensmaat en vriend, mama, ouma, sussie, niggie en vriendin. Martha, Petronella, Letta, Lina Prinsloo, Dore van Rooyen, 15 Junie 1956, bestaan het om wat onthou sal word vir haar warmte en onwrikbare toewyding aan haar gesin. Die begrafnisformulier is 'n aantal Bybeltekste wat ons troos bied en ek lees dit graag voor. Liefdes in die Here Jesus Christus, ons Hemelse Vader het dit so beskik dat Martie Prinsloo deur die dood van ons weggeneem is. Wel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is, maar deur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en krag bystaan en dat hy verder met ons gaan. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding met Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou almal? Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering en roep hy sy kind tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterf sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Nou geliefdes, laat
laastens gaan ons almal staan in die geloofsbelijdenis, almal saam sê, in jou hart of hardop net soos jy wil, as jy saam met die kerk oor die wêreld heen die belijdenis van die enige God en die algemene Christelike kerk bely. En dan bly ons staan daarna vir nog 'n lied en dan die uitspreek van die seën. So kom ons staan en dan lees ek vir ons die geloofsbelijdenis voor. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees, en ek glo in die ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou die laaste lied wat hier afgedruk is, Vlam 100, gaan dan heen, gaan in vrede my kind van doen wat ek van jou vra.
familie en vriende, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees saam met julle elkeen wees en bly. Amen. Ek soen jou so graag op jou mond. As jy by my bly, dan weet ek dat jy's hemel op aarde vir my. Ek kyk graag so diep in jou oë. Ek druk graag so saggies jou hand. As jy by my bly, dan weet ek dis jy's hemel op aarde vir my. Dat ons twee mekaar ontmoet het, kan geen toeval wees. Waar die nood laat ons nog gee, kan toch met liefde wees. As mens glo en ware liefde, dit het ons geleer. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in die skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelik nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken ek. Elke keer het ek verdwaal. Elke keer het U my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en roem. Net 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen.
Eindelijk smag ek na u waters van rus. Lei my Heer vanaand daarheen. Eindelijk smag ek na u waters van rus. Lei my Heer vanaand daarheen. Ja, oma se kind. Ja, oma se kind. If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. Cause there's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all a million miles away. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven, yeah, are on the hands that hold you now. That hold you now.